Wilco Nouman is 'n entrepreneur en finansiële denker en die skrywer van God en Geld, Bybelse beginsels vir finansiële vryheid. Hy gebruik sy eie reis van armoede na vryheid om ander te inspireer en bied in sy boek praktiese raad en Bybelse beginsels om jou finansies met jou geloof te laat strook. Hy gesels nou my tuis oor die boodskap agter die boek. Okay, Elsa, en natuurlik Wilco, baie welkom hier so by ons. Baie dankie, is my 'n voorreg en dankie vir die uitnodiging. Nee, kry man. Wat is die voorregs absoluut myne? En natuurlik ons gesels 'n bietjie vanoggend oor God en geld. So ek het hierdie boek eintlik verby hom geloop in Desember, die laaste Desember wat verby was. En ek moet vir jou sê, dis 'n een boek wat ek nie kon neergesit het nie. Maar my eerste vraag aan jou is baie eenvoudig. Okay, van armoede na finansiële vryheid. Wat het jou geïnspireer om die boek te skryf? Eerstens armoede is nie lekker nie. So oor uit daai setup uitkom. Maar ek het gevind ek het 'n konsultasiebesigheid, 'n finansiële praktyk waar ek mense help om finansiëel gesond te word. En ek het gevind dat die oorgrootste meerderheid van die samelewing sukkel met finansies. Weet, statistiek sê 75% van inkomste wat gegenereer word in Suid-Afrika word oorbetaal aan skuld. So ek het net gevoel daar's 'n behoefte, daar's 'n leemte. Om mense op te lei of te educate rondom finansies. Okay, vir my baie belangrik in die boek was natuurlik hoofstuk nommer 4 wat vir my uitgestaan het. En spesifiek was daar twee goeders waarna jy verwys het daar. Dit was daai wat ons gepraat het van vertroue wat verskuif en natuurlik ook dit het ook later lei na basies weet slawerny, maar meer van gevare van geld. Yes. So 'n bietjie kan uitbrei. So geld is nie 'n stuk papier waarmee jy werk nie. Dis 'n gees wat toegedraai en aangebied word as 'n stuk papier. En daai gees is kragtig en daai gees beweeg. Nou geld op sigself is nie die probleem nie. Dit het net gevare en in hoofstuk 4 praat ek van die 19 gevare van geld. En een van hulle is dat jy jou vertroue verskuif. Die vraag is, wie gaan vir sy daaglikse brood bid as hy die bakkery besit? Korrek. So dis baie maklik. As jy oorvloed het om jou vertroue te skuif vanaf waar jou bron is of wie jou bron is, wat God is, tot geld. En dis een van 19 gevare. Maar daai wat ook lei na slawerny, is dit nou maar juist daai waarna jy verwys om juist te sê, okay, maar ek verskuif my fokus van die Here af na myself toe en natuurlik na die wêreld toe en dan dit lei na slawerny toe. Yes, onder andere, maar daar's ook 'n skrifgie wat sê dat die lener is 'n slaaf van die man by wie hy leen. So ek meen as ons vandag praat oor skuld, daar's niks fout met dit nie. Ja. Maar oor al 100 jaar gelede, as jy skuld opgebring het, dan mense gedink jy's mal. Ja. Vandag is dit, as jy vandag van mense sê met 'n huis koop of 'n kar koop sonder skuld, dan dink hulle jy's mal. Ja. So die hele mindset van die samelewing het verander, maar die skrif bly dieselfde. Die skrif sê, die man bly 'n slaaf van die man by wie hy leen. Ja. So dis waar slawerny inkom. En ek werk met mense op 'n daaglikse basis wat vasgevang is in skuld. Hulle sukkel met depressie. Hulle sukkel om te slaap. Hulle het huweliksprobleme. En al hierdie is gevolg van finansiële druk. Dis een van die 5 hoofredes hoekom mense skei vandag. Is finansiële druk, is daai slawerny. Dis daai kettinge om jou. Dis kettinge van goud, maar is kettinge nie te min. Ja, sê. Nee, is mooi gesê. Hoofstuk 7 perspektief van geld natuurlik wat die wêreld dit sien, van die wêreld se kant af. Ja. Maar wat is koninkryksbeginsels rondom die perspektief van hoe geld werk ensovoorts? Ja, so ek is van die opinie dat daar 2 ekonomieë is. Jy kry aan die een kant God se ekonomie en aan die ander kant kry jy die wêreld se ekonomie. Nou, om jou 'n simpel voorbeeld te gee. Die wêreld sê as jy meer wil hê, moet jy spaar. Jy moet opgaar. Jy moet bymekaar maak. Jy moet ekstra ure insit. Vandag noem ons dit hustle, jy moet grind. Yes. Jy moet agteroor buig. Dis wat die wêreld sê, as jy meer wil hê, moet jy bymekaar hou. Ja. God sê aan die teenoorgestelde kant, as jy meer wil hê, moet jy gee. Dis een voorbeeld. Dis verskillende mindsets rondom geld. En as ons heeldag gehad het, kon ek jou al die mindsets gewys het. Maar dis 'n voorbeeld om te wys dat daar 'n massive verskil is. Nou, so gepraat van gee. Natuurlik jy weet daai woord tiendes. Ek bedoel so daar's baie mense wat in hulle sitkamers sit en sê, "Ag, tiendes. Jy gaan ons alweer." Jy weet dit gaan net oor geld. Ja. En ons moet ook net altyd gee. So, maar daai perspektief van wat jy ook in die boek geskryf het rondom geld en natuurlik tiendes, het my wêreld ook bietjie verander. So, bietjie uitbrei oor daai beginsel? Ja, ek sê dit baie in my seminare dat daar's natuurwette in plek gesit van die begin van aarde af. Soos byvoorbeeld gravitasie. Jy weet as ek hierdie boek vat en ek hou hom in die lug en ek gaan hom nie meer vashou nie, wat gaan gebeur? Hy gaan val. En as jy 'n moslim is of jy 'n Christen is en of jy 'n ateïs is, dis irrespectief. Die boek gaan val.
Gravitasie trek jy aan. En so daar's geestelike geldelike beginsels jy weet rondom finansies. En mense glo nie daarin nie. Hulle sê jy weet ek wil nie gee nie want dit is my geld. Ek hou vas daaraan. Ja. En dis hoekom jy baie in vandag se tyd sien mense wat rondloop met gebreekte finansiële bene, want hulle hou aan van dakke afspring. Hulle verstaan nie die wette rondom geld nie. En tot hulle eie nadeel mis hulle dit. Okay, ek dink ja, wat ook baie belangrik is daai woord belasting. Okay. En jy raak selfs aan belasting in hierdie boek van jou wat sê God en geld. Ja. 'n bietjie uitbrei oor belasting. Ja, dit gee die keiser wat die keiser toekom, nê. Ja. So dit is 'n baie kontroversiële onderwerp, selfs soos 10de, maar die bottom line is, die skrif is duidelik. Die regering is aangestel deur God vir God. En ons moet die skrif gehoorsaam. So jy kan kies in watter ekonomie wil jy wees. Wil jy in God se ekonomie wees en hom gehoorsaam? Of wil jy in die wêreldse ekonomie wees en belasting ontduik? Ja. Bottom line is, ons moet belasting op 'n eerlike manier betaal. Mense is geneig om te bly in situasies waar hulle is en hulle word daarin vasgevang. Maar jy verwys ook in jou boek, jy weet jy's daar, jy hoef nie te bly waar jy is as 'n normale mens of selfs as 'n Christen nie, maar daai armoedige ingesteldheid ook. Jy weet om dit ook te kan oorkom. Yes. Ja, verseker. So ek het besef dat 'n armoedige mindset het niks te doen met die hoeveelheid geld in die bank nie. Natuurlik. Want ek het gegaan van niks geld in die bank tot 'n paar rand in 'n bank. En ek was nog steeds vasgevang in daai mindset. En jy weet om meer geld na die probleem toe te gooi. Ons dink skuld of oortrokke rekeninge en finansiële chaos is 'n probleem. Dis nie 'n probleem nie. Dis 'n simptoom van 'n probleem. Ja. Dis soos die blaartjie, die onkruidblaar bo die grond. Help nie jy sny die blaar af nie. Jy moet daai ding wortel en al uittrek. En jou mindset is waar dit begin. Daar's weer eens 'n skrifgie wat sê verandering, ek dink is Romeine 12 vers 2 daar rond. Hy sê verandering is moontlik, maar verandering begin deur jou denke te vernuwe. So as 'n ou na my toe kom en sê dit sy besigheid is of sy persoonlike finansies, die eerste ding waarna ons kyk is, wat is jou mindset rondom geld? En dan is daar natuurlik eenvoudige stappe wat jy kan implementeer om dit te begin verander. Wilke, jy het nou ook verwys na, ons is geneig om weg te sit en te wil bære en te wil opgaar, maar tog, jy praat ook in die boek van beleggings en natuurlik beginsels rondom beleggings. Yes, verseker. Kyk, spaar is 'n goddelike beginsel. Ek dink jy is onwys om nie te spaar nie. Veral in vandag se onstabiele ekonomie. Is baie volatiel, jy weet nie wat se kant toe dit gaan nie. So jy moet bietjie spaargeld eenkant hê. En uit die aard van die saak, dis die wyse man wat wegsit in die oestyd. So daar is beleggings, ek is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer. So daar's verseker plekke of platforms waar 'n ou kan belê. En dit is afhangende van wie die persoon is en wat sy risiko-aptyd is en so. Maar wat belangrik is ek sien soveel mense is so gierig om meer en meer te kry dat hulle geld in enige skema indruk en dan verloor hulle. So verseker is daar 'n plek of 'n ruimte vir belegging. Maar dit moet met wysheid bestuur of bestee word. En natuurlik daai geestelike instelling, jy weet om daaroor te gaan bid ook. Jy weet dis juist waarna jy verwys daai to truths, weet wat daar buite is. En dan sê hulle ja, maar nou die duiwel vir my afgesteel. Maar jy was hier ingestel vir dit. Exactly, ja. So bid daaroor en ek is 'n groot voorstander van eenheid. Dit sê jy in 'n huwelik of in 'n verhouding staan. Daar moet eenheid wees en dan in my seminare praat ek ook van vrede. Maak nie saak hoe goed die syfers is of hoe mooi die somme klop nie. As jy nie vrede in jou hart het nie, stap weg. Ja, korrek. Dis waarop ek my beleggings baseer. Ja, goeie. Dit maak ook 100% sin. As jy praat ook van beleggings en dan natuurlik jy breek vry van mammon. Net so vinnig 'n bietjie die ding rondom mammon. Jy weet, as jy dit net vinnig kan verduidelik aan 'n gewone ou wat nou maar by die huis sit en kyk. So baie mense dink as 'n Christen, ons verkeerdelik verwar ons dat die Satan ons grootste vyand is. Die Bybel sê jy kan nie God en mammon dien nie. Nou mammon is die gees van geld. Dis 'n lewendige entiteit. Weereens jy werk nie met rand en sent nie. Jy werk met daai gees en daai gees het reëls wat God van die begin van daar af in plek gesit het. Dis soos water, jy weet, water kom 'n dam. Jy moet geld sien soos 'n dam. Jy kan nie net laat die water gaan waar jy dit wil nie, dan gaan ons almal versuip. Jy moet 'n dam wil bou, jy moet sluise insit, jy moet vore insit. Jy moet die water of die geld wat in jou lewe inkom reg bestuur. En as jy dit nie doen met finansies nie, and by the way, 'n dam in finansies is 'n begroting.
So jy moet 'n dam in jou finansies inbou om hierdie gees, hierdie lewendige entiteit te bestuur. Dis nie iets om voor bang te wees nie. Ons het absoluut die vermoë gekry om te bestuur en te bestee. Maar die ding is, jy kan nie die slaaf en die meester gelyktydig wees nie. Ja. So jy moet 'n kant kies. Hoor jy? En die voordeel is, jy kan kies. Die keuse lê by jou. Weer eens daai keuse wat 'n mens kan maak. Ja. Maar as ek net daai keuse wil uitvoer, waar kan ek hierdie boek kry? Is hy Daai boek kan jy kry in enige Koem handelaars reg deur die land. En selfs aanlyn op my webwerf of by Koem verkoop ons aanlyn. okay. So dit is die beste opsie al. En natuurlik dienste wat Wilco lewer behalwe nou finansiële dienste, net so vinnig in 30 sekondes, waar kan mense jou in die hande kry? wilconouman.com of op Facebook Wilco Nouman. Dis maar die vinnigste oor die konsultasiebesigheid, die finansiële praktyk. Ons het 'n rekenmeestersafdeling, tax spesialiste, so ons wil belasting betaal, maar ons wil so min as moontlik betaal. So ons het spesialiste op die span wat ons help binne die riglyne. Maar die beste is my webwerf wilconouman.com. Is daar nog 'n boek op pad vandag? Daar's volgende jaar April ene uit en dan volgende jaar Augustus kom nog ene uit. So jy's opgelei nou. Ek is georganiseer. Hoorie Wilco, dit was my absolute voorreg. Okay, baie dankie vir wat jy doen. Dankie vir die werk wat jy daar doen. Dankie vir inspirasie. Ek dink hierdie boek het my lewe ook verander en goeters en doen net aan wat jy moet doen en luister en wees gehoorsaam aan die Here want ek dink dit is wat jy baie goed doen. Okay. Baie dankie vir jou en jou tyd. Dankie vir julle. Dis my voorreg. Dankie. Sjoe, wat 'n insiggewende gesprek. Dankie Wilco en dankie Thys. Nou onthou, julle kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning, maar intussen kan jy net bly waar jy is, want net hierna gesels ek met Dr. Angelique Coetzee oor breinvliesontsteking, maar dan vind ons ook later 'n bietjie meer uit oor Krone 2025. Ek wonder wie jou gunsteling kunstenaar is wat vanjaar daar gaan optree. Wel, bly ingeskakel om te sien wie hier by ons gaan kuier. Ons is nou weer terug.